Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vir die dag. Nou, ons almal ken die storie in Lukas 17 waar Jesus in Jerusalem aangekom het en daar was 10 melaatses en hulle het uitgeroep na hom en gesê, Here, genees ons. En hy het hulle genees en gesê, gaan wys julle self vir die priester. En hulle het toe gegaan. En een van daai mans het teruggekom na Jesus toe. Hy het hom aanbid, hy het hom geloof en hy het hom geprys en hy het vir Jesus al die erkenning gegee. Nou kind van God, ons almal weet dat wat ons in hierdie storie kan leer is dankbaarheid. Maar vandag wil ek iets anders onder jou aandag bring. As jy nou bietjie mooi gaan mediteer op hierdie storie, dan besef ons, maar daar's iets anderste wat ook in daai man se lewe aangeraak is. En dit was nie net dat hy genees is van melaats nie, maar dit is ook dat Jesus sy hart aangeraak het, want hy het op daai oomblik besef, weet jy wat, hierdie is te groot net om jouself te gaan wys vir die priesters. Hier het iets groter plaasgevind, en in sy hart het hy besef, maar dit kon net gebeur het deur die Seun van God, die Messia. En kind van God, ek wil vandag vir jou sê, jy het al seker in jou lewe ervaar waar jy al so siek was, en ek praat nou nie van miskien 'n vinnige verkoue of 'n hoesie of 'n loopneus nie. Ek praat nou van waar jy so siek was dat jy in die hospitaal was, waar jy 'n operasie moes ondergaan, waar jy baie lank afgeboek was. Nou, in daai tyd is ek seker, toe jy genees is, toe besef jy, maar iewers moes daar nog meer aangeraak gewees het in my lewe. Dit kan nie net liggaamlik wees nie, maar iets in my hart ook. En ek is seker, jy het ook besef, maar hierdie is te groot, is heeltemal te groot, want jy sien my boetie en sisse, ons kyk so vas teen dokters wat ons genees, en ons kyk vas teen die medisyne, en natuurlik, dokters en medisyne is uiters belangrik, maar ons vergeet, wie is die bron van alles? Medisyne, dokters, hospitale, mediese toerusting, is Jesus Christus. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons moet besef, maar daar's meer genesing wat plaasvind. Dis nie net in ons liggame nie, maar ook in ons harte. En dis wat met hierdie man gebeur het. Hy het ervaar, dat hy nie net van buitekant genees is nie, maar hy is ook van binne genees. En dis wat ek graag met jou wil deel vandag, my boetie en sisse. So wat ek hierso wil sê is, dat jy is miskien dalk nou buite genees, maar is jy al in jou hart genees? Kan jy voel, kan jy sê met eerlikheid, maar my hart is waar my hart moet wees, gesond, op 'n plek wat vir Jesus aanneemlik is. Jy het kans om vandag jou hart voor Jesus neer te lê, dat Jesus hom kan genees, jou kan bevry en jou kan red. En dan, my boetie en sisse, jy gaan 'n groter genesing ervaar, jy gaan 'n groter getuienis hê, as net aan die uiterlike. Die innerlike, dit is waar dit begin, want dit is nie die uiterlike wat die innerlike bepaal nie, maar dit is die innerlike wat na buite toe gaan. En ons almal ken daai deel in Markus 7 vers 15. My boetie en sisse, dit is wat ek graag met jou wou deel vandag. Ek glo en vertrou hierdie woord gaan iets in jou hart aanraak, dat daar meer is as net fisiese genesing. 'n Wonderlike dag vir elkeen van julle. Kyk mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal. Totsiens.